Vanmôre hier voor u is seker die laaste deur 'n dominee van een van die nabye susterskerke, voordat die Here dan volgende Sondag in u midde u eie leraar laat bevestig. Mag ook hierdie laaste byeenkoms voordat u 'n permanente dominee het, dan dien tot versterking van die geloof en tot 'n samebinding van ons wat almal saam glo in die belydenis wat ons elke Sondag aflê in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, die algemene en ongetwyfelde Christelike geloof, die opstanding van die heiliges en die vergewing van sondes en die wederkoms van ons Here Jesus Christus, soos uitgedruk in die 12 artikels. 'n Geseënde week vir u met die oog op volgende Sondag ook toegewens en toegebid. Ek is ook baie jammer dat ek nie hier kan wees nie. Ek is op Sannieshof, waar hulle 100-jarige bestaan as gemeente herdenk, waar ek ook 'n seun van daardie gemeente was, van kindsbeen af, en die langslewende dominee wat uit daardie gemeente ook na vore gekom het. 'n Geseënde Sondag wat vir u kom, word u toegewens en toegebid. Kom ons sing vooraf as deel van ons ontmoetingsdiens, lied 207, vers 1 en vers 4. Direk daarna Psalm 112, vers 1 en 2, die toete, en daarna lied 200, vers 1 en vers 2, en dan verklaar ons afhanklikheid van die Here. As 'n vergadering van gelowiges wat vanmôre hier saam is om die Here openlik aan te roep, is ons hulp in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskep het. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid, vrede vir u van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here met die sing van lied 159, vers 1 en vers 2. Ons doen dit staande en daarna bely ons saam ons geloof. En sing ons direk nadat ons geloof bely het uit lied 265, daarvan die eerste en die tweede vers, en dan sit ons weer. Ons kom nou by ons verootmoediging en versoeningsdiens van hierdie erediens. As ons belydenis vra, waaruit ken jy jou ellende? Dan kom die antwoord uit die wet van God. Maar wat is hierdie wet van God van ons? Hierdie wet is reeds in die paradys afgekondig, in die verbond wat God met Adam en Eva gesluit het. Hy het van hulle gehoorsaamheid gevra aan die proefgebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou kragte. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Indien jy nie gehoorsaam is nie, dan gaan die straf wat by hierdie verbond afgekondig is in werking tree, naamlik die dood. En dan weet ons dat Adam en Eva ongehoorsaam was aan die eis van hierdie verbond en het die dood inderdaad deur een mens in die wêreld gekom en tot alle mense deurgedring. Ons staan diep skuldig voor die Here onse God. Hoe staan dit met ons liefde vir die Here, met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons kragte? Ons weet dat die Here deur sy Gees ons wederbaar het, daarom is ons vanmôre hier. Maar sê ons belydenis dat die allerheiligste onder ons nog maar 'n klein beginsel van hierdie gehoorsaamheid het wat God van ons vorder. Kom ons buig ons hoofde en ons bely saam met Dawid. Wees ons genadig, o God, in u troue liefde.
Wis ons oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was ons skoon van ons skuld, reinig ons van ons sonde. Ja, ons oortredings ken ons, en van ons sonde bly ons altyd bewus. Teen u alleen het ons gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. Ons was al skuldig toe ons gebore is, met sonde belaai toe ons moeders swanger geword het. Neem tog ons sonde weg, dat ons rein kan wees. Was ons dat ons witter as sneeu kan wees. Laat ons weer blydskap en vreugde belewe. Moet tog nie ag slaan op ons sondes nie. Wis al ons skulde uit. Skep vir ons 'n rein hart, o God. Vernuwe ons gees en maak ons standvastig in u woord. Moet ons tog nie van u af wegdryf en u Heilige Gees van ons wegneem nie. 'n Offer vra u nie, anders sou ons dit bring. 'n Brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Help ons en skenk ons dit deur u Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord nou hierop, broers en susters, met die sing van lied 235, vers 1 en vers 2, en daarna neem ons weer ons sitplekke in. Ons het ons ellende uit die wet van God leer ken. Ons het ook verneem dat die straf vanweë ons ongehoorsaamheid deur ons in hierdie wêreld ingebring is. Maar hierin het God ons nie gelaat nie. So lief het hy hierdie wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun stuur as 'n tweede Adam, wat in die spore van die eerste Adam kom staan, want God se verbond is 'n ewige verbond, en dan gehoorsaam hy aan die eis van hierdie verbond, tot aan die dood van die kruis. En die dood kon hom nie hou nie. In sy donkerste paleis moes die owerste oor die dood sy greep op hom laat los. Seevurend breek hy deur, en hy vat ons, wat deur die Vader aan hom gegee is, met hom saam opgestaan uit die dood. Die dood heers oor hom nie meer nie, en daarom ook oor ons nie meer nie. In hom, sê Paulus, is ons 'n nuwe skepping. En as nuwe mense in Christus moet ons gestalte aan die liefde gee, waarmee hy ons liefgehad het. As rigsnoer hiertoe gee die Here aan ons sy wet, soos hy dit in Eksodus 20 en Deuteronomium 5 ook vir ons vervat het. Kom ons luister hoe Paulus dit in die Nuwe Testamentiese lig aan ons voorhou in Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 25 tot en met hoofstuk 5 vers 4. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar,
en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad, en om ons omwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Vroeër was julle die een in duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Kom ons antwoord met lied 215 vers 1 en 3 en daarna bid ons saam. Ewige en almagtige God, ons loof en prys U dat ons U ons Vader kan noem. Dat daar in die volheid van die evangelie van U liefde in opgesluit lê. Dat U ons met U versoen het deur U Seun Jesus Christus sonde vir ons te maak. Belaai met ons sonde om aan die kruishout laat vasspyker. Dat daarmee vir al ons sondes betaal is en dat ons in Hom voor U mag staan asof ons nooit sonde gehad of sonde gedoen het nie. Wat 'n liefde, wat 'n volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het U ons gegewe dat U ons weer U kinders noem. En ons is dit. En ons mag weet dat niks ons weer van U liefde kan skei wat ewig vas in Christus bly. Ons kom dan as U kinders vanmôre voor U om U te loof en om U te prys vir U verlossingsdade. Dat ons in en deur Jesus Christus se gehoorsaamheid weer die ewige lewe ontvang het. Om U ewig te loof en te prys. Ons dra elke broer en suster aan die troue Vader sorg op. U ken ons soos ons hier ry aan ry sit. U weet dat ons soms moedeloos word. U weet dat ons soms twyfel. U ken ook ons opstand in ons hart. U weet dat ons soms geen uitsig meer het nie. Dat dit vir ons voel asof ons teen 'n muur vasgeloop het en ons nie weet hoe die pad verder vorentoe vir ons gaan ontvou nie. Wees by en met ons. Gee dat ons tye wat in U hande is, in U hande sal laat. In die vaste geloof en sekerheid dat U vir ons omgee. Dat U met innerlike ontferming oor ons bewoe is. Dat U ons wil uitlig. Dat U ons uit die gebrokenheid wil uitlig om ons dit te laat oorsien op die belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar daar aanstonds net geregtigheid, vrede en liefde sal wees en waar ons in ongeskondenheid U kan loof en U kan prys. Wees met hulle wat ernstig siek is. Wees met hulle wat in die hospitaal is. Wees met hulle wat dalk wanhoopig is, wat erge pyn ervaar en verduur. U ken elkeen van ons behoeftes, voorsien in die rykdom van U genade in elkeen van ons omstandighede en gee dat ons die oë op U gefestig bly hou waar al ons hulp en ons krag vandaan kom. Waar eerskomende Sondag 'n hoogtepunt in die lewe van hierdie gemeente gaan wees, laat U seën op al die verrigtinge rus. Wees met die nuwe bedienaar van die woord wat hierheen gaan kom. Gee hom 'n woord in die mond om met vrymoedigheid die verborgenheid van U evangelie bekend te maak. Laat, o Here onse God, dit wees asof U deur hom
elke keer met elkeen van u kinders praat en laat ons positief daarop reageer en u naam deur die geloof groot maak en prys. Ons bid dat u by met hom sal wees in sy bedieningsperiode, dat u hom wysheid en insig sal skenk en dat hierdie gemeente deur die woord opgebou mag word in die geloof, dat hulle ver en wyd kan sien, u koninkryk kan dien op alle terreine van die lewe. Ons dra ons land, ons volk en al die mense wat hier woon aan u op. U ken die chaos van ons tyd. U weet hoe daar gemoor word, hoe dat daar geweld gepleeg word, hoe dat daar gesteel word. Gee dat ons sal bekeer van ons verkeerde weë en dat die regering u sal erken as die bron van alle gesag en dat ons voor u alleen sal neerbuig en u sal dien in alle dinge. Gee dat ons met diepe berou ons voor u sal verootmoedig en dat ons 'n stil en 'n rustige lewe in hierdie land mag hê. Wees by met ons boeregemeenskap, seën die nuwe seisoen wat ons betree het. Laat alles ook vir ons boere goed en vlot verloop en dat u naam ook op daardie terrein groot gemaak en verheerlik word. Ons wil ons sondes voor u bely, in ons gedagtes, woorde en werke het ons u wet weerstrewe. Genade is alwaar ons op pleit. Gee ons in Christus nuwe lewe om u wet te doen uit dankbaarheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Met die oog op die woordverkondiging, kom ons sing nog een saam uit lied 257, daarvan al 3 verse. Lied 257, vers 1, 2 en 3. Ons luister na die Here, soos hy dit vir ons in sy woord laat opteken het, deur Markus, hoofstuk 6, vanaf vers 14 tot en met vers 29, en daarna deur Lukas, hoofstuk 23, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Eers dan uit Markus hoofstuk 6 vanaf vers 14. Koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy naam het bekend geraak. Party mense het gesê, Johannes die Doper is uit die dood opgewek. Daarom werk die kragte in hom. En party het gesê, dit is Elia. Ander het gesê, hy is 'n profeet, soos een van die ou profete. Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê, die Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood opgewek. Vroeger het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou en Johannes het vir hom gesê, u mag nie u broer se vrou vat nie. Herodias het daarna 'n wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak, maar sy kon nie. Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy besef het dat hy 'n opregte en godvreesende man is. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. Tog het hy graag na hom geluister. Op 'n dag het Herodias 'n groot kans gekry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en die opperbevelhebbers en die hoë lei van Galilea 'n feesmaal gereël het
het die dogter van Herodias daar ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê, vra my net wat jy wil hê, en ek sal dit vir jou gee. Daarby het hy dit herhaaldelik met 'n eed vir haar bevestig. Net wat jy my vra, sal ek vir jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk. Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê, wat moet ek vra? Die het gesê, die kop van Johannes die Doper. Sy het haastig reguit na die koning toe geloop en vir hom gevra, ek wil hê, u moet vir my dadelik 'n skottel in 'n skottel die kop van Johannes die Doper gee. Die koning was baie verslae, maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy haar dit nie weier nie. Hy het dadelik iemand van sy leiwag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hy het hom in die tronk gaan onthoof, sy kop in 'n skottel gebring en dit vir die meisie gegee. En die meisie het dit vir haar ma gegee. Toe Johannes se volgelinge daarvan hoor, het hulle gekom en sy lijk weggevat en begrawe. En nou lees ons saam uit Lukas hoofstuk 23, die eerste 12 verse. Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jezus na Pontius Pilatus toe gebring. Daar het hulle die aanklag teen hom begin deur te sê, ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keiser belasting te betaal en beweer dat hy die Christus die koning is. Pilatus vra hom toe, is jy die koning van die Jode? Hy antwoord hom, dit is soos u sê. Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar hulle het sterker aangedring en gesê, die hele Joodse land deurstook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom. Toe Pilatus dit hoor, vra hy of die man 'n Galileër is. Nadat hy te wete gekom het dat Jezus uit die magsgebied van Herodes afkomstig was, het hy hom na Herodes toe gestuur, wat juis in daardie tyd self in Jerusalem was. Herodes was baie bly om Jezus te sien, omdat hy soveel van hom gehoor het. Hy al 'n geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien. Hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het allerlei vrae aan hom gestel, maar Jezus het hom niks geantwoord nie. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het hom heftig gestaan en beskuldig. Herodes en sy soldate het hom toe met minagting behandel. Hy het hom 'n deftige kleed laat omhang, met hom die spot gedryf en hom daarna na Pilatus toe teruggestuur. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaai vyandskap tussen hulle. By die bediening van die woord van die Here wil ons u aandag bepaal by vers 9. Herodes het allerlei vrae aan Jezus gestel, maar Jezus het hom niks geantwoord nie. Bo aan hierdie preek staan geskryf: as God met jou praat, moet jy luister
en positief daarop reageer. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons God is nie soos die Sphinx van Egipte, wat uitdrukkingloos die woestyn instaar nie. Ons God is 'n God wat praat. So stuur hy onder andere sy seun in die volheid van die tyd om met ons te kom praat. Ons lees dit in Hebreërs 1 vers 1 en 2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. En hy praat vandag nog met ons. Wie kan sê dat hy in hierdie jaar nie met jou reeds in een of ander gebeurtenis gepraat het nie? En van volgende Sondag af het julle 'n nuwe dominee, deur wie sy woordverkondiging hy met julle op 'n gereelde wyse gaan praat. Daar kom, geliefdes in die Here, egter 'n moment dat daardie stem stil kan word, dat hy niks meer sê nie, soos hier in ons teks. Daarvoor is daar net een verklaring. Hy het klaar gepraat. Ek het vir hierdie persoon, vir hierdie volk, vir hierdie gemeente niks meer te sê nie. Kyk, hier staan Jesus nou voor hom. En hy het hom met baie woorde uitgevra, maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Dat Jesus wat gekom het om te praat, hier swyg, gryp aan en roep tot nadenke. 'n Groot waarskuwing lê vir alle mense opgesluit in dit wat hier in ons teks opgeteken is. Ek kom en ek gaan u nou daarop wys. Herodes Antipas was ten tye van Jesus se openbare optrede 'n regerder oor Galilea, die gebied waarvandaan Jesus ook gekom het. Van vaderskant was hy 'n afstammeling van Esau. In 'n sekere sin was hy dus familie van die Jode. Soos die Jode het hy ook gereeld opgegaan na Jerusalem om die Paasfees daar te vier. Om daaraan te kon deel hê, moes hy deur die besnydenis in die verbond ingelyf wees. En wie as God se eiendom gemerk is, mag weet dat hy met jou gaan praat. In die tyd op baie maniere met jou gaan praat. Daar is, broers en susters, ten minste 5 duidelik aanwysbare gesprekke met hom. Dit het begin deur Johannes die Doper. Hy het hom daarop gewys dat hy gesondig het deur Herodias, sy broer se vrou, vir hom as 'n vrou te neem. In plaas van om hom te bekeer, maak hy Johannes stil deur hom in die tronk te laat bære.
Sy gewete het met hom egter gewerk en hy het Johannes, so lees ons, verskeie kere in die gevangenis besoek. Seer sekerlik het God by hierdie geleenthede deur Johannes met hom gepraat, wat so staan dit geskryf. Hy het graag na hom geluister. In die tussentyd laat hy Johannes op versoek van sy dogter onthoof. Na afloop hiervan wek God 'n angs in sy hart. Hy gee bevel dat hy Jesus, van wie daar so baie gerugte die rond te doen, wil sien. Is Jesus nie dalk Johannes wat uit die dood opgestaan het nie? Voor die bevel uitgevoer kon word, praat God nog 'n keer met hom deur 'n direkte boodskap wat Jesus aan hom stuur. Hierdie boodskap van Jesus was niks anders as 'n appel aan Herodes se adres nie. Luister tog, Herodes, ek is die Christus en ek praat met jou. Ek soek jou behoud. Dit is nog vir jou genadetyd. Ek het gekom om sondaars te red, om ook jou, Herodes, te red. Maar Herodes het geen vinger verroer om die tyd uit te koop nie. Herodes het geswyg. Hy wou nie. En nou kom ons broers en susters by die slot van hierdie drama. Herodes is in Jerusalem. Dis Paasfees. Plotseling staan Jesus gestuur deur Pilatus voor hom. En dan, broers en susters, so lees ons in ons teks, dan stel Herodes allerlei vrae aan Jesus. Ook met die verwagting dat Jesus vir hom 'n wonderwerk sal doen. Maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Dit, broers en susters, is die tafereel vanmôre voor ons. En u moet probeer om dit vir u te visualiseer. 'n pleitende Herodes en 'n swygende Jesus. Herodes se oë vra, is u dalk Johannes wat opgestaan het uit die dood? Verlos my van my angs, verlos my van my onsekerhede, doen tog vir my 'n teken. Maar die oë van Jesus antwoord, jy is nie werklik heilbegeerig nie, Herodes, want dan moet jy jou wil neerlê. Dan moet jy afsien van jou wispelturige lewe en daarvoor sien jy nie kans nie. En ek het mos al met jou gepraat. Daar is niks meer te sê nie. My werk aan jou is klaar. Ek is uitgepraat. Jesus het geswyg. Dit, broers, susters, is die verskriklikste wat 'n mens kan oorkom. Dat God die deur toemaak en dat hy teenoor jou swyg. Herodes praat nog met baie woorde en Jesus swyg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons God is 'n God wat praat. My doop
bly 'n deurlopende gesprek van hom met my. Sê hy, ek het hierdeur my eiendomsmerk aan jou geheg. Dit verplig en vermaan jou van dag tot dag tot gehoorsaamheid. Wandel jy, my kind, wandel jy as my eiendom? So ook die opvoeding van my ouers. Dit bly praat. Hoor ons God se stem in hulle vermaanings? Die gewete wat my pla en rondja en roep. En dan ook die prediking. Dis tog regstreekse boodskappe wat Christus aan my stuur. Daar is ook die Bybel. Wat is dit anders as daaglikse gesprekke van hom met my? Herodes kon 5 duidelik aanwysbare gesprekke aandui. Ons kan tot nou toe miskien net soveel en meer uitwys. Wat het nie met my hierdie jaar al alles gebeur nie? Ek mag daaroor nie heen stap of dit afmaak as maar net toevallighede nie. My skielike siekte, die wegneem van 'n dierbare, al my teleurstellings, my sakebelange wat maar net nie wou vlot nie, of die ongekende voorspoed en seëninge wat ek beleef. Al hierdie dinge kom immers uit sy Vaderhand na ons, omdat sy Vaderhart in Christus Jesus vir ons oopstaan. Dus alles gesprekke van God met my. Hoe het ek hierop gereageer? Het dit my nader aan hom gebring? Soos Herodes kon ek ook afwys. Aldeur maar afwys. Ek kon uitstel, ontvlug, eenvoudig weier om die knoop deur te haak. Ek kan my lewenskwellings weglag, selfs wegdrink of wegrink, of as daardie stem my vasvat, ongeduldig omdraai op my bed en verder slaap. By tye mag dit wees dat ek 'n bietjie nader aan hom kom, maar vir afsterwing van die ou mens sien ek nie kans nie. Verloslaat van wat my van hierdie wêreld bekoor, nog minder. Ek gaan maar weer my gewone gang. Broers en susters, ons mag nie uitstel en dalk aanstonds ontdek dat ons geroep en gepraat 'n gepraat in die wind geword het nie. As die gewete soos 'n vuurwarm kool bly brand, volg sy vuurspoor op, tot jy by die oorsprong daarvan kom en blus dit deur reg te maak wat verkeerd is. As die prediking jou aanspreek, voer daardie selfoperasie van oog uitpluk en hand afkap uit. Moenie uitstel nie. Dis beter, sê Jesus, om met een oog die lewe in te gaan, as om met al twee oë in die vuur van die hel gewerp te word. Geliefdes in die Here, dink na oor God se gesprekke met jou. Ons mag daaronder nie onbewoë of passief bly nie, want as God geen notisie meer van jou neem nie,
Die konsekwensies is te verskriklik om aan te dink. Voor die tyd uitloop, antwoord, saam met die digter. Ek bied u hart en hande, in wilgeofferhande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, dra ek u heilige wet uit dankbaarheid vir u groot gesprek in en deur Jesus Christus met my, waardeur u al my sondes my vergewe het. Deur hom is ek met u versoen, en so al wandelende in gesprek met God, stap jy soos Henog met hom die drempel van die Vaderhuis oor, om vir ewig die koestering van sy sondaarsliefde te ervaar. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u vir u woord, waardeur u ons oproep om notisie te neem wanneer u met ons praat. Dat ons nie passief daaronder sal bly nie, maar positief sal reageer deur die geloof om u weldade in en deur Jesus Christus te omhels. O Gees van God, help ons daartoe om Christus wil. Amen.